Jesus, hold my hand while I run this race. En so pas het ons gesing, I will serve no foreign God, nor any other treasures. Ons leef nou juis in 'n tyd waar baie mense hulle godheid verruil. Baie jong mense vervalle raak, baie ouer mense. Ek weet dat in die feestyd waarin ons staan, is 'n oomblik van baie smart. Ek sê gister vir my vrou, toe ons so hospitaal toe ry en ons van die een na die ander een toe ry, toe sê ek vir haar hierdie woorde, toe sê ek vir haar, dis hoekom ons nooit Desember maande wil weggaan nie. Want dis om een of ander rede, is dit die tyd, wanneer alles wat moontlik is, wat kan gebeur, gebeur. Dis ook die tyd, waarin ek wil sê, die kerk van die Here meer moet bid, as ooit van tevore. Weet jy dat ons het dit gesien baie jare terug, toe kuier ons 'n Kerstyd by familie, en terwyl dat ons by hulle kuier, toe kom my vrou af, waar daarvan die ander jonger geslag alkohol in my kinders se koelrank ingooi. En weet jy, dis genade van die Here, dat ons kinders het dadelik iets geproe, is nie lekker nie. En toe vra hulle vir hulle ma, wat's die? En ma ryk net, sy sal nie proe sommer nie, sy ryk net. En onmiddellik, toe is daar so half van 'n taai atmosfeer. En ons besluit net daar en dan, dis nou klaar, ons gaan nou huis toe. En ons ry van Witbank af Louis-Trichardt toe, amper die heel nag deur om by die huis te kom. Die volgende môre toe sit ons in die huis van die Here. Want weet jy wat, is so vinnig, dit is so maklik om op te gee. Aan die einde van 'n jaar is jou liggaam moeg. Jy voel jy wil net 'n bietjie ontspan. Ek wil vir u sê, jy kan ontspan, wees gemaklik, maar wees waaksaam in die gees. Want die vyand vang ons op gebiede wat ons het soms die minste verwag. Ek wil vir u graag lees uit die woord van die Here, en ek wil 'n tema aan hierdie boodskap sit. 'n Verkeerde fokus is 'n gewisse dood. 'n Verkeerde fokus is 'n gewisse dood. En ek wil u vra om saam met my te lees in Joshua hoofstuk 7 van vers 10 tot 12 en daarna vers 19 tot 21. Toe sê die Here aan Joshua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed bygevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n band geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die band onder julle uit verdelg nie. Toe sê Joshua vir Achan, my seun, maak tog die Here die God van Israel, maak tog die Here die God van Israel heerlik, en gee hom die eer, en gee my tog te kenne, wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. Toe het Achan aan Joshua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het naamlik een mooi mantel uit China hier by die buitegoed gesien, 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem. Kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder. Net om vir die vinnig die prentjie mooi te kleur. Die volk het net om die mure van Jericho geloop en dit het geval. En God se opdrag was dat alles moet met die banvloek getref word. Hulle moet alles vernietig en verwoes. Hulle moet niks van Jericho saam met hulle vat nie. En net na dit, toe stuur Joshua en hy sê 'n paar manne uit, hy sê gaan kyk bietjie en verspied bietjie, gaan vir ons kyk hoe lyk dit daar by Ai. Nou Ai was maar 'n klein plekkie gewees.
En hier kom die manskappe terug en hulle sê vir Joshua, ag nee, maar daar's nie baie ouens nie. Ons kan net so 2 of so 3000 man stuur. Dis meer as genoeg, ons sal alles inneem, ons sal alles doen. En daar stuur Joshua hulle. En die hartseer is, die woord van die Here sê 36 van die man het gesterf. En onmiddellik toe is, die woord sê ook dat die manne van Ai het Israel voor hulle uit verdryf. Hulle kom nou net uit 'n magtige oorwinning. En die volgende oomblik, by 'n klein stadjie, verloor hulle. En onmiddellik is Joshua in benoudheid. En hy's in 'n kommer en hy's vasgevang, want as jy net so 'n bietjie gaan lees in vers 10, sê die Here vir hom, staan op, waarom lê jy tog voor my aangesig? Joshua het aan die Here alles bekend gemaak en alles, en die Here sê vir hom, maar Israel, hoor mooi wat hy sê, maar Israel het teen my gesondig. Hy sê nie Agag nie, hy sê Israel het teen my gesondig. Paulus het later van jare hierdie woorde geskryf en hy het gesê, as een lid ly die hele liggaam. Weet jy dat een persoon wat val in die gees kan 'n verbreeking van eenheid in 'n gemeente, in 'n land bring. Ag, ek wil nie eers praat oor die politiek in ons land nie, want daar is baie wat ons kan sê en wat ons kan uitbrei oor al die bedrog en al die dinge wat hulle doen en alles en dan wonder ons hoekom gaan dit swaar in die land Suid-Afrika. Ons weet hoekom dit swaar gaan. Ons weet hoekom dit sleg gaan met mense en ons gaan nie vanmôre daarby stil staan nie. Ek wil vanmôre so klein bietjie by die kind van die Here stil staan en vanmôre praat met u. Agag was deel van die volk van God. Agag was daar toe hulle die oorwinning oor Jericho behaal. Hy het die wonderwerke van God gesien. Hy het geervaar hoe dat die mure in mekaar tuimel en in mekaar sakke in 'n oomblik en God die hele Jericho binne hulle hande gee. Maar tog gebeur daar iets by Agag. En ek wil vir u sê, dit wat hy doen, dompel die hele volk in ellende. Agag was ongehoorsaam. Amen. Hy was ongehoorsaam aan die wil van die Here, want God se wil was verwoes Jericho. Die Jericho was 'n versterkte en 'n ryk stad. En Jericho was amper, hoe kan ek sê, 'n tipe van 'n wat noem hulle dit? 'n baken in die wêreld waar hulle in was. En mense het so toe gegaan, want dit was die plek waar dit met hulle ook goed gegaan het. Maar in Jericho was daar ook baie onreinheid en baie dinge wat met gepaard gegaan. En dit het God nie behaag om Jericho te spaar nie. Daarom het hy sê, vernietig dit. Amen. Wil vanmôre sê dat om buite die wil van God te funksioneer, is 'n uitnodiging vir 'n versoeking. As die kind van die Here net vir 'n oomblik buitekant God se wil gaan staan, stel jy jouself bloot vir versoekings. 'n kind wat in die wil, 'n man en 'n vrou en 'n kind van God wat in die wil van die Here is, kan versoekings makliker weerstaan, want hy's in die plan, in die wil van God. Agag, ten spyte van almal in die hele Israel, is hy die enigste een wat besluit, ek gaan buitekant die wil staan. En die feit dat hy buitekant die wil gaan staan het gemaak dat hy goed sien, goed begeer en goed gevat het. En ek wil net vanmôre so 'n klein oombliekie vir u sê, weet jy dat buitekant die wil van die Here, my broer, kan jy jou huis in smarte dompel. Suster, buitekant die wil van die Here, kan jy jou huis in ellende dompel. 'n man en 'n vrou wat sê dat hy's 'n kind van God, kan nie buitekant die ordes en die wil van die Here beweeg nie. Agag was iemand, en hulle vra van wat het gebeur, hy sê nee, ek het daar onder die goed gesien, 'n mooi mantel. Enige versoeking wat op 'n mens se pad langs kom is mooi. Het kom nie in die vorm van 'n gedrog en 'n gedaante en lelike goed nie.
Dis mooi. Hy sê, ek het ook gesien geld. 200 sikkel silwer in vandag se waarde, kyk jy na so om en by 61.000, sê amper 62.000 rand. Ek het dit gesien. Hy sê, ek sien 'n goudstaaf, wat in gewig so 50 sikkels was, om en by so 16.000 rand, wat jou so 78.000 rand in vandag se waardes gee. Hy sê, ek het hierdie goed gesien, en toe ek hierdie goed sien, toe gebeur daar iets met my. En kind van die Here, weet jy hoe maklik is dit vanmôre? Om in 'n oomblik jou oog van God af te haal en 'n ding te sien wat nie reg is nie. Iets wat mooi lyk, iets wat moontlik reg lyk. Jy kan maar deur die jare gaan praat met mense wat gestruikel en gefaal het en alles, en dan sal hulle vir jou sê, maar weet jy, ek het nie gedink dit sou iets aan my gedoen het nie. Ek het nie gedink dit wat ek daar gedoen het, sou my laat struikel het nie. Ek het nie geweet dat bloot dit om 'n vriendelike glimlag vir iemand te gee, sou 'n struikeling veroorsaak het nie. Vriendin, ek wil u vanmôre sê, die vyand kom nie in die vorm van 'n dronk en 'n verslawende, 'n vergier na jou toe. Nie, luister mooi, die duiwel is nie daai dingetjie wat ons teken in die kinderbybel met die horinkies en die gedroggie nie. Luister mooi, die woord van God sê, hy was beeldskoon. Die woord van die Here sê, hy was 'n engel van die lig gewees. Hy was iemand wat geweet het waaroor en waarom alles gegaan het. Sy fokus was die mooi dinge in die lewe. Die duiwel is nie die dronkmaan wat aan die lamppaal hang nie. Luister mooi. Kan ek jou iets vertel? Die duiwel verag 'n dronk man. Dis nie sy maatjie nie. Wat jy sien, hy gebruik net die middele om die mens van God af weg te trek. Hy bied dit vir jou aan. Ek sal nooit vergeet toe hulle my jare terug vertel van iemand wat gesê het, weet jy wat, ek het nooit in my lewe enige iets gedrink nie. En weet jy, net een dag, toe bied iemand vir my 'n strawberry likeur aan. En dit was so soet, en dit was so lekker op my tong. Daai persoon het 'n volslae alkoholist geword. Dit was 'n ou pientdrankie. So groot glas, jy lyk amper soos 'n strawberry milkshake in kleur. Maar hy het 'n ander smaak. Kerk van God, hy sal nie kom met groot goed wat jou gaan afskrik nie. Hy's 'n verleier, hoor mooi vanmôre. Hy's 'n verleier by uitstek. Hy sal kom met 'n mooi dingetjie en hy sal op jou pad sit. En die oomblik wat jy jou hand aan daai mooi dingetjie vat, dan sien jy nie net die eerste ding nie, jy sien die volgende en jy sien die volgende en jy sien die volgende, want jy sien die oomblikke wat jou oog die mooi van Satan sien, dan verloor jy fokus van God af en jy's nie meer gefokus op God nie. Jy's gefokus op wat hy jou bied. Hy's gefokus op dit wat jy sien, en die oomblik wat hy jou wys, dan wys hy jou die silwer, en dan wys hy jou die goud, en dan, as jy jou weer vind, dan sit jy op 'n plek en jy sê, hoekom gaan dit met my swaar? Ja, amen. Hoekom gaan dit met my elendig? 'n Lewe buite die wil van God is 'n lewe van ongehoorsaamheid. Daar is nie 'n ander antwoord vir dit nie. Dis waarheid. Dis erns, en dis regtig van groot belang. Daar's 4 dinge, en ek gaan by die 4 dinge net vinnig stilstaan vanmôre, wat Agan gesê het. Ek het naamlik in Joshua 7:21, sê hierdie woorde, jy kan hom maar weer opsit as jy kan, Len. Hy sê, en ek het naamlik een mooi mantel uit Sina hier by die buitgoed gesien. Punt 1. 200 sikkel silwers, 1 goudstaaf van 50 sikkels. En ek het dit begeer. En dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond in my tent. En die silwer daaronder. Kan ek vanmôre net vir 'n oomblik saam met u stil staan by hierdie 4 punte? Dit kom by sien.
En wanneer jy goed in die wêreld raak sien, en jy begin daarna kyk, dan moet jy weet, jy is besig om sig te verloor van God se plan, van God se visie. As daar iets is wat jou aandag trek, ek wil vir u so sê, dink gou daaraan. Suster, as jou man 'n nuwe kar soek, het jy al agtergekom wat begin hy doen? Sy oë begin dwaal. Hy kyk nie na ander vrouens nie. Hy begin karre kyk. As hy hierdie pad afry, dan sien jy, dan sal jy hoor hy begin doen, as hy sê, hy begin so subtiel, dan sê hy, ek hou van daai kar, dis my mooi kar. Later dan sê hy, ja, maar dis 'n mooi kleur op daai. En later van tyd, dan kom hy hier, vandag is dit mos nou Google, en sê, weet jy, ek het gou gegoogel, kyk al die spesifikasies, kyk die krag wat hierdie kar lewer. Hier is my vrou, hierdie kar, hy kan brandstof bespaar. Vir jou net gou verduidelik hoe werk, wanneer jy iets sien, dis 'n man wat nie hou van 'n mooi kar nie, ons is maar mans, ons het swakhede ook. En dan begin hy die spesifikasies so die een na die ander uitlê. Susters, julle beurt kom, geen kans. Dan lê hy spesifikasies so die een na die ander uit. En later kom sy vrou sê, ek dink nie dis 'n slegte prys nie. En dis mos die tye wat ma ons altyd so kyk sê, maar jou begeerte is daar. Maar weet jy, net so kom die duiwel met subtielheid. Hy laat jou iets sien. En die oomblik wat jy dit sien, verloor jy perspektief. En jy sien nie meer mooi nie. Die oomblik wanneer jy perspektief begin verloor, begin jy onmiddellik in die geesteswêreld, begin jy wegstap onder die genadehand van God, en jy begin fokus op dit wat buite die wil van God is. Hoekom gebeur dit? Want ons staan in ons lewe op 2 bene. Ons staan op 'n geestelike been, en ons staan op 'n geestelike, vleeslike been. En as jy die gees onderdruk, begin die gees regeer, die vlees regeer. En wanneer die gees begin ontvang, dan begin hy spaar. Jy kan Jakobus gaan lees, hy sê, wanneer die gees ontvang, dan baar dit sonde. Nou begin ons kyk, en ons sien, wauw, ek sê nie die kar is dit nie, maar daar is soveel goed wat ons afblokke, en ons aandag fokus. Kom, ons staan net gou stil vir 'n oombliekie in tyd, en dan kyk ons net, hoe vinnig gebeur 'n ding met jou op sosiale media, wat jy iets oopmaak in 'n oomblik, en in 'n oomblik vang jou oog iets, en die volgende oomblik, dan kom jy agter, maar ek wil 'n bietjie meer weet hiervan. Party is goeie goed, party is baie gevaarlik. En as jy jou kry, is jy vasgevang in die greep. Want jy kan nie loskom nie. Jy kan nie wegbreek nie. Want hoekom nie? Ek het gesien, en die oomblik toe ek dit sien, toe begin my vlees begeer. En die oomblik toe my vlees begin begeer, en ek is nie in die wil van die Here nie, toe is my gees nie sterk genoeg om my vlees te opponeer nie. En dan begin my vleeslike hartstogte al hoe groter en al hoe groter word. Want die oomblik wat my vleeslike hartstog groter word, dan begin die volgende komponent in plek sê, dan begin ek begeer. En dis nou waar ons 'n bietjie oor die dames kan praat. Gaan kyk of 'n dame by 'n mooi rok vir klerewinkel kan verbystap. Ek weet nie of my broers dit al beleef het nie. Susters is lief vir klerewinkels. En dan stap hulle in en sê, dis mooi. En dan kom hulle en sê, maar dink jy nie, hoe sal dit aan my lyk? Dis ook, maar gaan nie by winkels doen. En dan sal hulle ook sê, maar dis mos nie, dink jy nie, dis te duur nie. Sy vra nie eintlik vir jou vir te duur is nie. Sy vra eintlik net jou toestemming om dit te koop. Sê maar ja. So jy sien, net so, die oomblik wanneer jy begin begeer, en jy begeer nie dit wat in die wil van God is nie, dan begin jou hele lewensuitkyk verander. Jou hele denke begin verander.
Ek wil vir u iets sê. Luister maar mooi. Gaan sit so 'n bietjie en gaan beplan 'n lekker goeie vakansie. Ek kan onthou 2 jaar terug toe ek met my vrou Australië toe vlieg, hoeveel dae het ons spandeer om die visums in plek te sit en al hierdie goed en dan my vrou my kom sit en sê ons moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet dit doen. En weet jy wat op 'n tyd toe sê van my vrou, kan ons eerder Bybel lees as wat ons heeltyd vakansie beplan het? Want dit gebeur net so met 'n mens. Vanmôre is dit so 'n bietjie van 'n lekker geselsie met u. Maar dit gebeur met ons. Want jy begeer, jou begeertes begin jou uitkyk verander. As jou uitkyk nie meer in die wil van God is nie, dan raak dit vir jou noodlottig. Maak nie saak wat dit is nie. As u iets begeer die wil van God in jou lewe. Hou op om te begeer wat die wêreld vir jou bied. Dit wat hy vir jou offer, lyk reg, dit lyk perfek. Maar ek sal nooit vergeet, ou pastoor Ernst van Rooyen het jare terug gesê, hy sê dit lyk perfek, maar dit is eintlik weer van die dood. Dis gevaarlik. Ek sal nooit vergeet toe ons eendag by mense staan en hulle vra, drink julle iets? En ons sê nee, ons drink nie regtig iets nie. Hulle sê julle kinders, ons sê nee, ons kinders drink ook nie. Hulle sê maar ons sal seker hierdie drink en hulle gee dit en van die botteltjie en kyk ons so en ek sien maar dieselfde alkohol inhoud in as wat 'n bier in het. En ek sê vir hulle, nee, dankie, ek gaan nie vir my kinders gee nie. En die persoon sê vir my hierdie woorde, ag hoekom nie, hoekom is julle so streng? Dis net 'n ou Popeyes biertjie. Vele verslaafdes het by 'n biertjie begin. Vele verslaafdes het by 'n sigaretjie begin. Vele verslaafdes het by 'n kopseer pilletjie begin. Ja, amen. Vele verslaafdes het by 'n hoestroopie begin en is vasgevang in die ellende van hierdie lewe. Moenie dat hy vir jou iets inkleer nie. Moenie dat hy vir jou iets wonderbaar skep en dit perfek laat lyk nie. Luister mooi, as jy begeer, dan word die begeertes van jou hart word selfgesentreerd. Wanneer jy op 'n plekkie staan en jy sê, dis wat ek wil hê, dis hoe ek wil hê, dis wat ek wil hê, en jy kom agter, dit gaan oor jou en jouself, dan moet jy weet, jy het iewerster, het jy iets gesien, en iewerster het daai wat jy gesien het, jou fokus van God afgehaal, en nou gaan dit oor jou. Die oomblik wanneer ek sê altyd, die oomblik wanneer dit begin kom by ek en me, myself en I, dan het ons 'n probleem, want dan is ons nie meer gefokus op die wil en die plan van die Here nie. Ek het 'n dingetjie wat sê, en ek het reeds vir ons bestuursraad gesê op 'n geleentheid, die woordjie ek bestaan nie in 'n verhouding nie. Nie in jou huwelik nie. Nie in die opvoeding van jou kinders nie. Nie in jou werk, by werk waar jy werk nie. Nie in die kerk waar jy aanbid nie. Dit gaan nie oor ek nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor ons. Die woord van die Here sê, ons is een liggaam. Een God die Vader, een Seun, een doop, een geloof. Ons is een. Ons is een. En hy sê die lede het almal liggaam, die liggaam het almal lede. En hy sê die een kan nie oog wees, en die ander een ook oog nie. Hy sê die een moet mond wees, die een moet oog wees, die een moet hand wees. Daarom is dit vanmôre so belangrik, dat jy sal besef, die oomblik wanneer jy uit die wil en uit die lyn uitstap, verbreek jy die ons. En as jy die ons verbreek, dan staan ek alleen. So stil vanmôre in die kerk. So stil. Dit gebeur so vinnig, dat ons Stewel, ek nou gaan dit so 'n bietjie oor my. Oor ek. En ek is juis my grootste vyand. Iemand het eendag hierdie woorde gevra, toe vra hy, wat is die naam van die duiwelse vrou? Toe sê hy, my wil. Nie my wil die dorpie nie, my wil. Want die oomblik wanneer my wil in plek skop, beteken dat ek het gesien, ek het begeer. Die volgende stap wat plaasvind, is daai ene wat dan, ek het dit geneem. Dan vat ek dit aan. Ek wil dit, van die oomblik van, nou begin my hartstogte daarna soeke, en ek wil voldoen aan my vreeslike begeertes. Nou begin ek my morele en my geestelike waardes begin ek verruil, want hoekom? Ek wil deel het aan dit wat vir my gebied is. Ag, gun my ook net 'n bietjie geluk. Dis onmoontlik wat mense vir jou sê. Ag, niemand gun my geluk nie. Almal gun u geluk.
in die wil van die Here. Wat sal ek nou doen, man? Ek wil net 'n bietjie vrolik wees. Man, gaan staan voor die spieël en knyp jouself tot jy lekker seer kry en dan lag jy vir jouself en met jy jouself vir jou gemaak het. En dan voel jy sommer goed om jy 'n bietjie gelag het ook. Die wêreld bied nie vir jou 'n glimlag van hoop nie, hoor. Hy bied vir jou 'n glimlag van smarte. Vir nou het ek gesien, kan jy dit geniet. En jy kan opgewonde sê, man, ek enjoy myself nou. En ek geniet myself nou. En dan op 'n paar jaar, 'n paar dae later, 'n paar maande later, kom jy agter, jy begin verloor. Jy begin verloor. Van die oomblik wanneer jy begeer het, gaan jy vat. En die oomblik wat jy vat, dan verklaar jy openlik, ek is nou buite die wil van die Here. Ek staan nou buitekant die ordes van die Here. My morele, my geestelike waardes verander. Ek neem aan dit wat nie van God is nie en ek maak dit 'n deel van my lewe. Dit bring hartseer. Dan glo jy nog, jy's reg. Weet jy wat is die hartseer van iemand wat gesien het, wat begeer het en wat gevat het? Hulle regverdig hulle self. Nee man, waar kan dit kan ons nou nie die probleem wees nie. My vrou het jare vir my gesê, my man, kom ons dien die Here. Nee, die en daai en dit, ja, maar die, ek het altyd gesê, nee man, moet nou nie so non wees nie, moenie dit wees nie, moenie dat wees nie, moenie so wees nie, moenie so wees nie, bla 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 bla, en ek vreeslik aangegaan en goed en alles, maar die uiteinde van die dag was, my huis het in pyn gelê, my huis het in smarte gelê, want ek het buitekant die ordes van God gesien, ek het goed begeer, ek wou graag soos ander mense wees, ek het 'n posisie gesoek in die werk waar ek was, en toe besluit ek gaan saam met hulle begin beweeg in hulle sosiale kringe. En toe ek in hulle sosiale kringe verval, toe gebeur die een ding oor die ander ding, tot op 'n dag, wat ek my oë moes oopmaak, my kop in skaamte laat sak het, en gesê, Here, hier is nou smarte in my huis. Want ek het gesien, ek het begeer, en ek het gevat. Weet jy wat is die laaste punt, die hartseer daarvan is? Achan het gegaan en hy het hierdie goed wat hy gevat het, het hy begrawe. En weet jy wat het eintlik, dit is 'n simbool, dit is vir my simboliek, aan jy verloor jou vrymoedigheid. Jy wil nie meer oor die Here praat nie. Jy wil nie vir almal vertel wat in jou huis aangaan nie. Want jy sien, jy het gesien, jy het bekeer, jy het gevat. Nou wil jy nie daaroor praat nie. En dan kom jy agter die kind van God begin stil word. Hy praat nie meer nie. Achan het toe stil gebly. Hy het vir niemand vertel nie. Hy het gevat en het gesê, gaan dit begrawe. Net ingeval iemand dalk inkom en hulle sien wat is in my huis. Ek sal nooit vergeet toe by iemand instap in hulle huis. En daar's 'n kroeg en jy kry dit in baie huise, en staan daar 'n kroeg. Ons het ook 'n kroeg in een van ons huise gehad. Maar daar was koffie en glase en daar was koeldrank en daar was alles, maar daar was nie ander goed gewees nie. Maar toe ons by hierdie mense staan en hulle sang in smarte van hulle lewe, toe staan die brandewyne en die bottels so op die rakke uitgepak. En hulle sê, ek weet hierdie goed is seker die oorsaak. En net daardie dag besluit hulle verkoop die kroeg. En toe hulle die kroeg verkoop, toe staan ons daar, toe die mense op uitdra. En ons ry daar weg en ek sê, my vrou, nou is die dood uit hulle huis uit. Ek sê nie, jy moet jou kroeg waar jy koffie drink, raad, dit is wat ek sê nie. Hele paar jaar later, toe stop ons weer by hulle, toe hulle 'n nuwe kroeg gekoop. Toe staan daar nie 1 brandewyn nie, toe staan daar 2 brandewyne, 3 brandewyne, 4 brandewyne. Groter yskas om die bierkant te hou. Groter diepvries om die ys te ys. Sien dit,
Dit het 'n snaakse effek. Die oomblik wanneer jy gekry het, en as ons daar kom en sê, ag, verskoon, maar kyk maar net by dit verby, begrawe dit maar net, moet nie julle daaroor worry nie, daar staan ons nie in die Bybel, dat ek mag nie dit nie, ek mag nie dit nie, en die oomblik wanneer iemand vir jou begin sê, dit staan so in die Bybel, of die Bybel sê ons nie van dit, die Bybel sê, hoor mooi, dan soek hulle daai ding van, ek regverdig myself, maar as jy met hulle begin praat oor die Here, dan kom jy agter, hulle raak so stil, hulle raak so teruggetrokke. Skus, ek kuier net vanmôre so 'n bietjie met die Desembermaand, maar ons wil even daar lekker skaapbout eet en hoender, kalkoen en al die lekker goed. Kom ons kuier net so oomblik gou vanmôre. Jy verloor jou vrymoedigheid. Jy begrawe jou talente wat God jou gegee het. En ons weet wat sê die woord van die Here oor die man wat sy talente begrawe het. Hy het hom weggestuur. Jy begrawe jou bediening. Gou mooi. Jy begrawe jou gawes. En waar dit begin, Suster Maria, by iets wat ek gesien het. En toe het ek het begeer. En ek vat het. Weet jy, baie keer leer ons iemand se lewenstyl of iemand se persoonlikheid aan. En ek wil graag soos Dylan wees. Want jy sien, Dylan is die ou wat, hy weet wanneer om stil te bly en hy weet, maar ons weet nooit wat is alles in Dylan se hart nie. En eendag dan kom ek agter, ek is ook nou so stil soos Dylan. Hy is nie altyd so stil nie, maar ek moet gebruik as 'n voorbeeld. Ek is ook stil. En nou raak ek al stil en hoe stiller ek raak, hoe meer begin die duiwels bloei. Stille waters, diepe grond. Onderdraai die duiwel rond, is nie met jou skoen oor, ek sê nie wat dit gaan doen. Ek begrawe wat God my gegee het. Ek glo ook dat Aggan het nie met iemand in sy tent toegelaat nie. Vir ingeval die kinders dalk rondgehardloop het en alles in die goed uitgegrou het. Maar weet jy wat was die hartseer van Aggan se verhaal? Aggan se hele huis het geboet. Aggan se hele huis het geboet vir sy begeertes. Aggan se hele huis het geboet omdat hy buite God se wil gaan staan het. Wat is die boodskap wat ek vanmôre by u wil laat? Moenie iets soek buite kan die wil van die Here nie. Jare terug, toe sit ek saam met 'n jong man, ek vang saam met hom 'n bietjie vis. Hy was baie lief vir my en ek is nog steeds baie, ons is nog steeds baie lief vir mekaar. En ek hoor hoe praat hy met 'n kliënt op die telefoon, hy het besigheid gehad. En hy sê vir ou, ek hoor hoe sê hy vir hierdie man, organise vir my hierdie goed. Hy sê, ek sal jou sort. Verkeerde ding vir my om te hoor. En toe ek klaar, toe sê ek vir my, wat beteken daai, ek sal hom sort? Hy sê, ag, om Gert. Hy sê, ons gee maar so ietsie onder die tafel. My woord aan hom was, dit gaan jou ondergang beteken. Hy was dadelik kwaad vir my. Nog lief vir my vandag. Dadelik kwaad vir my. Hy kan vir jou getuig. Hoeveel smart het hy gehad. Dat jy sien, hy wou graag inkom. Hy het gepraat, hy het begin praat soos 'n groot man. Hy het begin praat soos 'n ryk man. Hy het begin fokus, hy het begin lewe. Hy het geld begin gooi soos 'n ryk man. En hy het gelewe ver bo kan sy vuurbakplek. Die uiteinde was gewees, jy kan nie koop nie, jy kan nie omkoop nie, want by 'n kind van God, jy's nie omgekoop om die Here te dien nie. Hy het jou duur gekoop met sy kosbare bloed. Maar die oomblik wanneer jy iets verruil vir die wil van God en jy neem iets anders in, dan raak die saak moeiliker, want dan begin jy dan kom jy agter, hoor so getuig gou vir my dat ek het nie gelief in hom. So sê gou vir ons iets, wat sê die Bybel? Nee, oor nie van hom, nee. Stadig maar seker, kom jy agter, God se stem raak stil, maar jou stem raak ook stil. Ek wil u aanmoedig vanmôre deur te sê, bly naby aan die voete van die Here. Bly naby aan die wil van die Here. Ek is klaar.
Ek gaan sluit. Ek wil u vra, maak jy die volgende skrif, as jy hom vir my het, Len, ekskuus, ek het hom nie vir jou gegee nie, Filippense 3 vers 7 en 8. Maak jy die volgende skrif, jou absolute deel. Sê, Here, ek kan nie langer buitekant die ordes en die wil van God staan nie. Ek kan nie langer staan en begeer en soek wat die wêreld my bied nie. Ek soek wat God vir my gee. Agam se hele huis was uitgemoor, hulle moes hulle doodmaak, hulle het hulle buite gevat in 'n dal, en hulle die hele familie gestenig, en dit klink verskriklik wreed, hierdie man het een fout gemaak, maar weet jy, so gaan dit in ons huise, wanneer ons buite die wil van God staan, sterf my huis geestelik, Amen. my huis gaan dood, ek het jare die Here nie gedien nie, dan gaan my vrou kerk toe, maar my huis het nooit gesond geword nie, totdat ek teruggekom het in die wil van God. Toe raak my huis gesond. Toe verander my huwelikslewe. Toe verander my werksomstandighede. Toe begin ek rigting vind in die Here. Maar voor dit, daar het net niks uitgewerk nie. Dankie, Len. As jy hom vir my het, sit hom vir my op. Filippense 4 vers 3. Filippense 3 vers 7, jammer. Maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag, vers 8. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here terwille van wie ek alles prys gegee het, en as trek beskou om Christus as 'n wins te verkry. Die antwoord op begeertes is hou Christus in oog. Amen. Begeer om hom as wins in jou lewe te hê. En hoe meer jy begeer om hom as wins in jou lewe te hê, hoe kragtiger kan jy goed weerstaan. Hoe kragtiger kan jy sonde teenstaan. En dan kan die wêreld maar kom met die mooiste goud, die mooiste silwer, die mooiste mantels en die beste van alles. 77.000 rand vandag is nie geld nie. Maar my vriende, as jy nie geld het nie, is 77.000 rand baie geld. En ek glo as ek vanmôre kan vra, wie kan nou dadelik met 77.000 rand iets doen? Gaan almal hulle hande opsteek. Maar as ek vir jou sê dat hierdie 77.000 rand kan jou van God verwyder, dan moet jy die keuse maak. Hierdie man het sy lewe, sy huis verkoop. En vandag se terme vir 77.000 rand. As jy sien, kyk terug na Jesus. As jy sien, dis so mooi, dit lyk reg. Ek het altyd gesê, ek sal graag 'n boot wil hê. Tot vandag, die enigste boot wat ek gekry het, was eendag op my verjaarsdag, toe kry ek so 'n plastiek boot, met 'n motortjie aan. Toe kom in die water sink, toe sink hy ook nog. Die Here het vir my gewys, jy sal nooit 'n boot kry nie, want as jy nie 'n boot kry nie, as jy 'n boot kry, gaan jy nie in die kerk wees nie. Want ek sou naweek na naweek, want ek hou van die buitelug. Ek sou naweek na naweek gaan visvange het, en ek sou gaan damry het, en ek gaan bootry het op die dam, en ek sou al die wonderlike goed gedoen het. As jy 'n boot het en jy geniet hom. Ek praat nie daar, ek sê nie, jy mag nie bootry nie, maar luister mooi wat ek sê vandag. Moenie, die Here het geweet, vir my sal dit nie werk. Daarom het ek nie 'n boot nie. My vrou, my kinders, almal sou die boot geniet het, want hulle almal love water, hulle het gelyk om tjoep te ry toe hulle jonger was en alles. Vandag dra ons die tjoepie saam met ons rond, ons ry al nie meer, ons ry op die opleiding, ons dra alles sommer rond. En ons doen, maar die belangrikheid is, die Here weet wat goed is vir my. En as jy iets sien in die wêreld, maak seker by die Here, hy wil hê jy moet hê wat dit het. En as die Here vir jou sê nee, moenie vir iemand anders gaan vra wat sê hy nie. Bly by die nee. Want soms sê God nee. In my geval het hy baie nee gesê. Maar toe by die regte goed uitkom, toe sê hy ja. Agam, moenie jou lewe verloor vir die mooi dinge van die wêreld. Skus, ek gaan nie vanmôre vir jou gepreek soos wat ek laasweek vir jou gepreek het nie. Maar vanmôre is net 'n oggend van kom ons praat gou 'n bietjie. Moenie sien nie. Moenie rondkyk nie. Hou jou oë gefestig op Jesus. Want as jy gaan rondkyk, gaan jy begeer, as jy begeer, gaan jy neem, en as jy gaan neem, gaan jy begrawe. Wat gaan jy begrawe?
Jy gaan jou huis begrawe. Jy gaan jou geestelik self begrawe. Wie soek jou ondergang dan? Niemand anders dan jy jouself nie. Ons het daai lekker liedjie gesing, die laaste een wat ons gesing het. Ek kan hom nie nou door die geldele sal onthou. Kan ek vra, hier teen die einde, kom ons sing dit net weer vir 'n oomblik saam. Kom ons steek net ons hand op. I will serve no foreign gods, nor any other treasures. Yes, I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing. En ek wil die vraag vanmôre, gaan nie die week in en sê, Here, nou gaan ek nie meer rondkyk nie. Ek gaan nie meer rondkyk nie. Bedoel, jy kan maar nog na 'n mooi kar kyk. Ek hou baie van gereedskap. Soos my vrou voel oor 'n klerewinkel en hierdie klas van goedjies en goed, so voel ek oor 'n gereedskapwinkel. So is dit altyd swakhede. Maar ek moet jou daarom een ding sê. Daar's nie fout met dit nie. Geniet. Here het jou bepaal om jou lewe te geniet. Maar die oomblik wanneer jy jou gees gaan beïnvloed, stap weg. Kom sing saam tot eer